'n nommertjie trek en dan moet julle net vir ons kyk agter op die kaart wie se dit is. Nommer 1. Antoinette. Antoinette, maar ek is nou jammer, jy's nou uit, nee? Is nou klaar. Jy kan nie nog kry. Ek gaan nou vir jou gee, Antoinette. Jy sal sien, ek vat net, nee? Kyk. Ek kyk nie wat ek gee nie, ek vat. Ek kan nie vir die ene gee nie, want sy kom na my toe. Baie geluk. John, kom eens vra jou sommer vir die volgende ene. 44. 44. Sien. Vir die trekkings is julle uit, maar julle kan dalk nog 'n kans staan vir een van die ander pryse. Ja, ek moet eintlik, né? Ek sal dit doen nou, Antoinette. Julle vergeet my ore is baie skerp. Sien. En dan het ons 3 spesiale geskenke vir die mans. So. Ek gaan nou maar loop en ek kyk waar julle is. So die eerste een is, ek gaan kyk wie is die gladste geskeer. Dit is ons nou veronderstel om vandag 'n baie spesiale dag te wees waar ons gaan lag en almal dit gaan geniet. So, ek gaan hom hierso neersit. Ek sal hom kom haal, die wenner. Ek gaan kom voel, ja. Net. Sy prys. Ja. Oeh, nee, hy is nie. Ja, ek sal maar so voel. Ek dink ook, oom Boet. Telpie, ek toets julle nie, julle het baie hare. Sit jy vast by jy? Daar agter ook nie. Amper vergeet ek van Arnold. Arnold, maar jou sien ek sommer dit sit daar. Dis kyk ons so my sit vas. Jy sien, ons mis die mans almal by mekaar gesit het. Johan, trek hom in 'n kapies. Ek raak nou by sy nie. Okay, ja. Ek moet sê, my Boet se gesig is so sag soos 'n baba se boutjies. Okay, oom Boet sê, hy gee hom terug, ek kan hom weer gebruik vir iemand anders. Ek is die tweede. So miskien moet ek die vrouens se gesigte toets. Of ek moet hom laat verdwyn, ek kan hom altyd self geniet. Sê die een wat nie drink nie. Okay. Dan, kom ons kyk gou-gou. Ek moet net die tyd ophou, want anders gaan ek van my eie tyd af. Iewerste onder een van die tafels is daar 'n nommer. Of nie 'n nommer nie, 'n kaartjie. Kyk asseblief vir ons. Johan. Johan. Kyk. Waar is online tafel? Dis 'n geëlimineerde kaartjie. Ah, Marita. Baie geluk. Hou van daai flippin speaker. En dan die volgende ene is, onder julle stoel is daar 'n gelukkige nommer. Bye. Gelukkig kan die mans die geskenke wat hulle wen vir hulle vrouens wees. So dis 'n dubbel wen vir die vroue. Baie geluk.
waarskynlik het gaan moeiliker wees, maar ek moet sê, hoe meer julle lag, makliker raak het vir my. So ja. Kyk gou, ons kan nou nog een trekking, dink ek. Want ons het 'n hele paar geskenke, so ons moet seker maak dat dit almal uitgegee word. Nommer 39. Ek sê vir die grootte gee. Ja, gaan nou weggee. Daar is sy stoffel, baie geluk. Daar is sy dames en here, as julle almal 'n drinkdingetjie het en julle is reg, julle wil nie dalk die kleedkamer gebruik nie, dan gaan ek nou vir Elsabie aan julle voorstel, Alipad, en julle moet mooi luister wat ek vir julle lees. Want dit wat ek lees, gaan op die ou einde nog 'n paar geskenke weggee. So onthou. Kyk. Ons spreker, Alipad uit Sandbaai, Hermanus, is al 25 jaar lank in ons land en in Namibië bedrywig as 'n geleentheidsspreker. Sy noem haarself 'n pretprater, want sy glo dat die mense vermoë om te lag 'n oorwinningstegniek is, wat kan keer dat ons pap geklap raak. Die afgelope 10 jaar bied sy ook vroue wegbreekweke by verskillende venues aan, waar tydens daar meer tyd is om die wenwenke van sappigheid en die oorvloedslewe te bestudeer. Sy het 'n passie vir sprankelverhoudings en werk graag met tieners. Sy het al 6 boeke die lig laat sien. 'n Party van hulle het topverkopers geword, soos die tienerboek, Is jy cool of common? En haar nuutste boek, So sappig vir vrouens van alle ouderdomme. Sy is getroud met haar jeugliefde, Stefan, en hulle het 3 kinders. Stefan 41, Katrina 39 en Dirk 34. Gelukkig almal in die Weskaap. Hulle is ook die trotse oupa en ouma van 2 kleindogters. En hier kom sy nou om te gesels oor humor, ons reddende genade. Elsabie Aldridge. Julle wonder seker hoekom ek so lyk. Ek lyk so sodat alle vrouens kan goed voel oor hoe julle lyk vanoggend. No, actually there's a whole message here. Like Gandhi said, my life is my message. Well, my outfit is my message. Maar ek wil daarom eers net begin deur te sê, is die lewe nie 'n lied vanoggend nie, né? Al is dit 'n terminale kondisie. Which doesn't mean we live at airports, you know, but the fact is it's quite expensive these days, but let's comfort ourselves that it does include an annual trip around the sun. So, it's actually a bargain. Ek wil begin vanoggend deur 2 stories te vertel. Can I just see before I carry on, who doesn't understand a word of Afrikaans? I would suggest sit close to an interpreter in that case. Nee, ek kan regtig nie alles oor vertel nie, maar ek sal so 'n bietjie Engels ook tussenin gooi. Just to show you I can. Okay. Die eerste storie is van die dame, 'n ouderige dame, nooit getrou nie, gelukkig,
'n oud onderwyseres, ferm, but when she felt her life light was growing a bit dim, she went to the only grafsteenskrywer op die dorp met sy naam Gawie. Sy sê, luister Gawie, ek wil 'n besigheidjie met jou doen. Hier is die boodskap wat ek wil hê, jy moet op my grafsteen uitgriffel as ek nou dood is. Kom ons kyk of jy dit mooi verstaan. As 'n maagd die wêreld ingekom, dis 'n virgin Gawie. As 'n maagd dit verlaat, wat skuld ek jou? En sy betaal ferm haar rekeningkie, en sy sê, luister Gawie, die dominee is besig, maar ek het met hom gereël. As ek die dag dood is, mag daar geen manlike draers my kus uitdra nie. Hulle wou my nie uitgevat het toe ek gelewe het nie, hulle gaan my waaragtig nie uitvat as ek dood is nie. Is dit duidelik, Gawie? Dankie man, ek waardeer. Sy gaan toe met 'n gelukkiger hart huis toe, en maande later het sy toe na 'n saliger plek verhuis. Maar die briefie lê vergete in Gawie se laai. Toe hy lank daarna op die ding afkom, voel hy eers sleg. En toe dink hy, ag nee, wat sy het die kind of kraai gehad het, wie gaan nou by haar graf staan en treur? En hy griffel netjies uit op haar steen, onoopgemaak teruggestuur. Returned unopened. Die vark, hy spaar nog op woorde op, dis nie mooi nie. Hoekom sal ek enigiets wat begin met humor en pret en vreugde, begin met hierdie ou storieetjie? Want ek wil graag hê, as ons ou lontjie hier eendag voor die groot prysuitdeling staan, after all is said and done, dan moet daar nie jou uitspraak oor ons kom, onoopgemaak teruggestuur nie, maar opgebruik. Is dit reg? Is dit reg? Wonderlik. Now, the second story is van 'n dokter. Is hier 'n dokter volgend hier? Nee, nie vandag nie. In elk geval, die dokter had 'n getroue opsigter ou Koos. Dis nou nie op Martie se man gemik nie, hoor. Koos is jare daar al by die dokter, en die dag sê die dokter, luister Koos, ek gaan bietjie middagete eet, hou 'n oogie. Hy sê, is reg dokter. 2 uur later kom die dokter terug, hy sê, alles reg Koos? Hy sê, dokter, daar was 3 pasiënte, maar ek het hulle sommige gesien namens dokter. Hy sê, maar Koos, dit was nie jou brief nie. Hoekom bel jy my nie? Hy sê, nee, dit was te maklik. Die eerste een het vreeslik gesnotter. Toe gee ek hom 'n pakkie Allergex en sê, kom terug as dit erger raak. Hy sal terugkom. Die tweede een vreeslik gehoes, amper sy longe uitgehoes. Toe sê ek, wag, hier is 'n hoesmiddeltjie, kom later terug as dit erger raak. Die derde een was so bietjie anders. Ek weet nie waar daai vrou ingekom het nie, maar ek maak 'n draai om te kyk dat alles goed is. 'n Wragtig daar op die nou bedjie in dokter se kamer lê 'n vrou. Poedelnoedel. Nie 'n draad klere aan daai lyf nie, sê ek vir dokter. Die dokter sê, jene Koos, maar dis potensieel gevaarlik. Wat doen jy? Hy sê, ek is ordentlik. Ek kom tot in die deur en ek sê, kan ek help? Sy sê, ja, kom tot by my. Ek het geen man in 3 jaar gesien nie. Hy sê, en toe, wat doen jy? Hy sê, toe gaan ek nader, versigtig, en ek drup 2 druppels Hygiene in elkeen van haar oë. Julle weet altyd as ek die storie vertel, dan lyk die mans bietjie teleurgestel. Oor die spulletjie so stigtelik geëindig het. Hoekom op aarde sal ek 'n Hygiene storie vertel, hier by ons oggend? Want my hoop is dat daar soos Hygiene in julle oë 'n oomblik gaan kom wanneer jou oog perfek sien waarvoor jy hier is vanoggend. En jy klik, dis eintlik die boodskapie wat ek vandag moes hoor. Julle weet die oë is tog so belangrik. Hulle sê if we want to change being, we first have to change seeing, and that the journey of discovery may not be in looking up new destinations, but in developing new eyes. En ek hoop van harte dat dit gaan met julle gebeur vanoggend. So kom ek vertel vir julle, waar kom die outfit vandaan? So ek is 'n groot leser, kan ek gou sien hier, wie lees 5 boeke 'n maand? Sy kan sien hier's 'n paar afgetredenes. Wie lees 10 boeke 'n maand? Wie lees 15 boeke 'n maand?
Nee, sy lees nou, so sy's nie hier vanoggend nie. So, dis nou maar jammer, maar in elk geval. Julle, ek is 'n haai leser, ek sluk boeke heel in, en so kom ek daar in Washington DC, ja, was al oor see, in een van hierdie reuse boekwinkels, dit is boekgeboue, dit is nie boekwinkels nie, en daar lê 'n boek wat my roep, my naam is eintlik op daai boek, sy naam, Wild Succulent Woman, want ek weet al van hoërskool af ek is lascious. Nee, dit is so julle, ek sê byvoorbeeld nie, gewoonlik, as ek julle mans ontmoet, hulle teen hierdie bors aandruk nie, hulle sal terugkom vir nog. Nee, dit is so hoor, daar moet eintlik 'n gesondheidswaarskuwing oor my boesem wees. Nee, ek jok, ek het dit hier klaar oortree, want hier is ten minste 3 mans wat ek gedruk het vanoggend al. Maar daar straal 'n vriendelikheid uit, ek kon nie, en 'n Koos, ek wou nie vir Koos druk nie, toe sê hy, dit damn, en hy gryp my. Ja, nee, dit was heerlik. Maar jy gaan terugkom vir nog, Koos. Anyways, julle, so, ek tel hierdie boek op vol verwagting, om nou te lees, hoe raak mens nou wild en succulent, ag, dit was nie baie opwindend nie, maar die fonds vir my was die woord succulent, want ons was toe al so lank oor see, dat ek het 'n verlange gehad na ons Afrika met sy vetplante, met die klem op plant hoor, en nie vet nie. Want baie is vetbetotteld, en nie net vrouens nie. Ek het 'n vriendin, sy is gedurig op dieet. Voor ontbyt is sy op die keto. Tussen ontbyt en middagete, she's banting until she's panting. Na middagete, she tries anything that's a fad on the internet. Recently, she was on an alcohol diet. She lost 2 days in a week. Maar is baie ontstiglik, ek sê dit nie aanbeveel vir Christen vrouens nie. Anyways, ek moet vir julle sê, nou dat ons so oor die dieete praat, die man lê die oggend en kyk sy vrou wat aantrek in die kamer. Hy sê, "Jussie vrou, jy raak hom nou groot, jy sal moet plan maak." Sy sê, "Is nie man, jou hande het seker met die ouderdom gekrimp." Maar sy weet dit is die waarheid, julle. Daai maandag klop sy in by die dokter. Sy gaan in daai klein kamertjie en sy trek die japonnetjie wat agter die deur hang. You know, those gowns are just like insurance policies. You just think it covers everything. In any case, so she was standing there, the doctor came in. I said, "Yes, madam, what can I do for you?" And she revealed the problem. She said, doctor, look at that, what must I do? He said, "Madam, diet. She said, "Yes, doctor, but what color?" "What color must I diet?" Toe julle nou so inkom, toe ek daar deur die gordyne geloer, party van julle het ook nog nie kleurskema gekry nie. So ek voel heerlik tuis hier in Tuba. Dit is lekker. Okay, maar in elk geval. So, nou wat ek net gou wou sê oor die ete, ek het afgekom eintlik op 'n fantastiese een wat ek graag net, en dan is ons klaar met die vervelige onderwerp. Het julle 'n Woolies in Tuba? Moenie worry nie, spaar, Pick n Pay werk net so goed. Jy gaan belê in 'n groot bak gemaalde knoffel, minced garlic, it says, it's plastic. You buy that big one, you put it centrally in your fridge, and with it a spoon, a big spoon. As you now look for something to nibble in between meals, daai wat ons nie voorbid nie, dis die moeilikheid, né? Nou dan, vat jy, moenie dink nie, moenie soek nie, vat daai lepel, vat 'n klomp van daai knoffel, sit dit in jou mond, onder jou tong, onder jou bole, en gaan. You don't lose a thing, but people stand further back from you, so you look smaller. Merk dit? Fantasties. Okay, julle, so, al wat ek net wil sê oor hierdie hele ding van succulent, it reminded me of the vet planter of our country, and I went to the South African Digest for Gardening to read up about this. Kan ek gou vra, wie van julle ken almal om die tafel saam met julle? Waar's Lucy met haar vriendinne uit? Hallo julle, hallo. Okay, so ken julle almal mekaar? Ja. Okay, maar moet nou nie staar nie, vang net die groepie so uit die hoek van jou oog,
en kyk of ons spulletjie nie perfek pas by die definisie van petplatte nie. Is julle reg? OK, hier kom ons. Die eerste punt. They are intriguing because of their variety. Look around. No one the same as anyone else. It's fantastic. Secondly, they often have bizarre shapes. Ja, wragtig. Party verkies die vol sonskyn, ander is semi-skadu, kolletjie asseblief. Maar hulle almal blom, al is dit net een keer 'n jaar as die omstandighede reg is. Jy dink die ding is vrek en dan sit daar skielik een oggend 'n skelping spriet wat oornag uitgekom het. And then I came to the part that interests me. Where do they find the power, the sustenance to be so oorwinnend oor droogte toestande? And the secret is, of course, in their root systems. Some go way down to catch the last bit of moisture, others wide and shallow. Even the dew of the night is enough to keep them going for one more day. En in daai oomblik besluit ek, Els, hou op met praat oor 7 Habits of Highly Effective People by Dr. Stephen Covey. Praat net oor wortels, man. En dis presies wat ek nou doen. Ek praat oor wortels. En een van die sterkste wortels is die een waaroor ons vanoggend praat. In order to be successful and happy, we need 3 bones. We need a wishbone, we need a backbone, and we need a funny bone. Okay, gaan nou verder daaroor praat. So julle moet onthou wat's my job. Ek is 'n motiveringsspreker, but I cannot use that title. Want die oomblik as ek inkom en mense hoor jy gaan nou so 'n vrou kom praat, dan sien jy eintlik hoe kyk hulle jou op en af. Okay, motivate my, laat ek sien. You can try. So nee, ek is glad nie 'n motiveringsspreker nie. Julle nou die ander aand staan ek daar in Lynsburg by die skaapboere en ek staan reg om in te gaan en ek het 'n vere aan met liggies in. As mense vra, where's your power source? I take the battery pack out and say, I'm ever ready. Maar in elk geval, hier kom 'n boer uit die hokkies uit en hy sê, verskoon my maar, wat die hel doen jy vir 'n lewe? Ek sê, meneer, ek probeer mense opkikker dat hulle gaan vir persoonlike goud, want ons moet thrive and not just merely survive. Hy kyk my so, hy sê, so jy's 'n professionele strontoloog. Which in English is a shitologist. Toe sê ek, nee meneer, jy maak 'n fout, ek is 'n passie spesialis. En die oomblik toe ek sê passion, toe kyk hy my, Toe sê ek, no, not that kind, that you can fake it hoping to make it. As ek praat van passie, dan bedoel ek woema, zippity-doo daar, enthousiasme, energie, stamina. En ek was so opgewonde om in die woord enthousiasme te ontdek wat die oorsprong daarvan is. Waar is die dooms? Maar ek hoor, jy is nie te stigtelik nie, so ek kan met jou praat, is reg. Dit kom blykbaar van die Grieks entheos, which literally means God within. En skielik klik ek, hoekom mense wat ingeprop is by die bron van alle energie, eintlik net moet seker wees die kanaal is skoon. Anders lê ons daar die oggend in die bed en jy het die krag vir die dag nie, maar jy soek tussen jou tweede en jou derde vetrol na die knoppie van jou geesdriffabriekie. Tikkelaks. Nee, wat jy hou net daai kanaal skoon, julle. Dit is heerlik. Julle weet, hulle sê daar's 2 belangrike dae in 'n mens se lewe. Die dag toe jy gebore is en die dag toe jy uitgevind het hoekom jy gebore is. En ek dink as ons kan konnekteer met daai lewensdoel, dan kry mens krag na kruis. Ek wil sommer nou vra, true confessions, julle, hier's Dominus ook hier, kan ek gou sien, hande op, who sometimes want to cancel a day due to lack of interest? Baie dankie vir die eerlikheid. Who sometimes struggle to get mind over mattress? Ek het 2 goed om vir julle te sê. Die eerste ene kom nou wraggies in die vorm van 'n grapprentjie. Weet julle almal wie's Winnie the Pooh? Dis 'n beertjie en Winnie het 'n varkmaatjie met die naam
Piglet, mooi, julle is opgeskerp hier in Tuba. En in die eerste prentjie, julle moes dit al gesien het, in die eerste prentjie vra Winnie vir Piglet, what day is it? En Piglet squeak in die tweede prentjie, it's today. En in die derde prentjie lag Winnie breed en sê, my favorite day. And suddenly when I saw that, kry ek die boodskap, as jy in die bed lê, voor jy nog jou toon uit die bed uitgesit het, en jy sê hardop, Afrikaans of Engels, vandag is my gunsteling dag, wat gebeur? Jy spreek 'n profesie oor die dag uit, en daar staan in die skrif, die woorde gaan nie leeg na ons toe terugkom nie, en wat gebeur as jy die profesie uitspreek, dis vandag jou gunsteling dag, jou oë raak oop om te sien, nou wat is so spesiaal aan die dag? In die oomblik as jou oë oop is, dan begin jy klik, wow, dis mooi, dis iets interessant, hierdie is 'n bonus. En wat gebeur dan? Jou dankbaarheidsvlak styg. En kort voorlank, maak jy dit die mees spesiale dag in jou lewe. Dit is net 'n feit soos 'n koei. Die tweede ding wat ek wil sê, weet julle wie's Mel Robbins? Mel Robbins dra so 'n swart bril, sy het blonde hare, sy's 'n dinamiese vrou uit Amerika. Maar 'n paar jaar gelede het Mel Robbins versink in 'n diep put van depressie. Haar man het 'n pizza winkel begin, dit het glorieus geflop. Hulle het hulle huis in die proses verloor. That was put up as security. Hulle huwelik het begin wankel en hierdie dinamiese Mel het haar werk verloor want sy was onder wanindruk en het 'n ander job gevat. Die eerste dag toe stap sy uit, sy besef hier hoort sy nie. So hulle het niks. En sy is letterlik so pap geklap. Haar lus is so geblus, hierdie vrou, dat sy bly lê in die oggend, die wekker gaan af, sy druk die knoppie, draai om en trek haar kop toe onder die komberse. This went on for months and months. En elke aand hier by die derde whisky, dan sê sy, tomorrow, I'm gonna tackle my life again. Net om die volgende oggend weer die wekker dood te druk, om te draai en haar kop toe te trek. En toe eendag, sit en kyk sy na die televisie en sy sien, daar word iets gelanseer by Cape Canaveral. En sy hoor, daar tel hulle af. 5, 4, 3, 2, 1, lift off, we have lift off. Gaan hy ding in die lug. En sy kyk so en sy dink, as ek myself net so kan launch back into my life, out of the bed, then I'll make it. En daar besluit daai vrou, môreoggend, as hy wekker lui, gaan ek begin tel. 5, 4, 3, 2, 1, hou jou bek wekker, op uit die bed, maak die bed op, and she did right that, and she resumed her life. But it was too simplistic, she felt a little bit sort of awkward to talk about it. En toe doen sy die neuronavorsing. Weet julle wat gebeur? Veral as jy redelik in 'n diep put van ellende is, jou brein het een groot job, and that is to keep you safe. En hier is die belangrike ding, haar brein, terwyl sy daar lê, het vir haar gesê, bly in die bed, trek jou kop toe, dis vir jou die veiligste plek. En toe sy begin tel, 5, 4, 3, 2, 1, toe skuif sy haar denkproses uit die outomatiese deel van haar brein na haar frontale lob, waar ons wel besluitnemingsvaardighede het. En sy kry in daai oomblik die krag om te sê, I'm going to launch myself. Well, sy het 'n boek geskryf, The 5-Second Rule, en Mel Robbins is weer 'n miljonair. Wel, dit help as jy in Amerika woon en daar's 360 miljoen mense wat jou boek koop, verstaan julle? I can really recommend it if there's anything in your life that you wish to break through, like procrastination, dit werk soos 'n charm. Dit is regtig 'n boek wat ek aanbeveel. Maar okay, so julle, ek is eintlik hier om te gesels oor die ongelooflike gawe wat ons gekry het, naamlik die gawe om te kan lag. Het julle agtergekom ons is al as kroon van die skepping wat kan lag? Ek hoor hyenas lag, but I think they just make a sound. So, dit het alles in die paradys begin. Adam het vir Eva beskuldig,
Eva blameer toe die slang en die slang het nie 'n voet gehad om op te staan nie. And from that moment we received the strongest powerful antidote of papgeklaptheid. En dit is die vermoë om selfs deur jou trane heen te lag. Okay. Nou julle kan ek gou sien, True Confessions again, who can't tell a joke? Whenever you come to the punchline, you forget it. Ja, hier is 'n paar wat eerlik is. My antwoord vir jou is, julle maak nie genoeg moeite daarmee nie. Skryf julle alle grappe neer en oefen julle dit in die badkamer. Maar dit is hoekom julle nie die grappe ken nie. Man, by die grappe is nie moeilik nie. Dit is byvoorbeeld iets simpels soos, die man kom by Ganspaai en hy sien daar is die ganse nie. Toe gaan hy na Titiespaai en hy sien daar is ook nie ganse nie. Maar nou moet ek vir julle sê, om met humor te werk is 'n baie fyn moeilikheid, want daar is 'n tipe kontradiksie, amper soos 'n kuishoer, verstaan julle? So 'n mens moet verskriklik versigtig wees. Party mense dink jy snaaks en ander dink jy's kom en so jy moet baie versigtig wees, wat vertel jy voor wie? So dit is maar 'n interessante ding, maar ek hou baie van woord humor. Byvoorbeeld, die man kom by die pizza winkel, hy sê, ek soek 'n pizza. Hy sê, meneer, 4 of 8 snye. Hy sê, nee, maak het 4, ek is op 'n dieet. Now to me, that's funny. Like the two girls, the one said to the other one, I hate these matryoshki Russian dolls. I said, why? No, they're so full of themselves. Nou julle, ek was 'n onderwyseres en dis my hartsberoep. Ek skat dis hoekom ek maar nog steeds praat. En nou hoor ek die Engelse juffrou wil nou vir haar klas vertel oor 'n palindroom. Now a palindrome is when a word is spelled from the beginning to the end and from the back to the front the same. Anna, né? Lepel in Afrikaans. And a very interesting one is in English, race car. Can you believe it? Race car from the beginning to the end, the same spelling. So now she didn't want to just give them a list. So she said, okay, class, and it's high school kids, I want you to write a short dialogue when Adam met Eve the first time, and I want you to use at least 1 palindrome, maybe 2 or even 3. And one of the boys said, Miss, Eve was naked, hey, miss? Julle weet hormone ruim nie verniet met demone nie. In elk geval, to say yes, Peter, she was naked. Now, she's waiting for a dialogue like this. Hello, madam. Madam is a palindrome. I'm Adam. If you add the M, it can also be a palindrome, but never mind. Eve answered, hello, I'm Eve, which is a palindrome. So she's waiting. Suddenly, a guy looked like a light bulb went off next to his head. He said, Miss, I know. He looked at her and he said, wow. Perfect palindrome. Ag, julle maar so lekker. Is die enige onderwyseresse hierso? Ah, wonderlik. Ja, daar, ek herken nou. Nou vra ek vir my vriendin Sarah van 'n Merwe Man daar by Hoërskool Gim. So sê ek, wat 'n lekker eksamenflater. Sy sê nou die dag, I said, make a sentence with quarrel. And the one child wrote down, I eat my grapes quarrel for quarrel. Okay, right of yellow, but let's return to the recipe on how to become really happy and successful. So what is the wishbone? The wishbone is our longing for a certain destination, a dream, a goal that we would like to achieve, some meaningful investment that we want to make in all the avenues in our lives, né? Met die rolspelers van ons lewe. Wat 'n chap wil ek afdruk op die harte van my geliefdes. En dit is wat ons noem personal leadership. Want wie anders as ek behoort te dink daaroor, wat is my nalatenskap? Wat ek graag wil nalaat, né? So that has to do with my vision of where I'm going. And in order to explain this fully, I'll have to tell you a sick story.
Het julle almal, nee, ons het nog nie geëet nie, né? Maar hang in there is good food coming, okay. So why is this a sick story? Want het gaan oor 'n vliegtuig. So die passasiers op die vliegtuig sit almal vasgegord, ready for takeoff, nothing happens, this thing is late, and time is money, so they were getting very agitated. When eventually the captain did arrive, but for some weird reason, he was walking from the back of the aisle down the back of the aircraft down the aisle to the cockpit. That's weird. They usually get in front long before the others. But in front of him, on a lead, was a guide dog. Die mense kyk, wat die hel gaan op die vliegtuig aan? Maar nou, en die een sê vir die ander, is it 1st of April? Nee, het was 11 Oktober. In elk geval hier na 'n tydjie, hier sien hulle, behind him walk the co-pilot, die medevlieënier, God, hy lyk nie beter nie. He's wearing dark glasses and his white cane is gently tapping the seats as he progressed to the cockpit. And now everybody is sort of, we can't get off, so let's start praying. So there they were, and then they started to taxi to the runway. It was their turn. They all felt the mighty engines kick in, and it went faster and faster, but the thing didn't take off. They were still on the runway, but they were going in full speed, and suddenly panic sprung. A lady in the back started to pray aloud. Another one started to yell at the top of her lungs. And then it was as if you gave permission, almal skree. So 'n doodsvrees natuurlik. En in hierdie crescendo van lawaai, we've got such a good word in Afrikaans, kakofonie. En miskien is dit beter, want hulle was baie bang. In elk geval, die volgende oomblik, toe lig daai neus uiteindelik, en soos 'n walvis uit die dieptes van die see, ek kom van Hermanus, verstaan julle, styg daai vliegtuig uiteindelik op, en almal is dankie, dubbel brandewyn, hou die ys, waar is daai mense? Die volgende oomblik, voor in die kajuit, die stuurkajuit, sê die kaptein vir die medevlieënier, jy weet, eendag is eendag, dan gaan diespel mense hier agter te laat skree. Then we all dead. When I first heard of the blind pilots, I thought to myself, ja, ou, sit jy agter jou stuurwiel van jou lewe waar jy hoort? Of sit jy agter in die vliegtuig en hoor iemand daarvoor het 'n cooking clue wanneer om jou lorry te lig? Maar toe onthou ek, daar was 'n vrou, sy was nie net blind nie, sy was doof ook, van wie praat ek? Helen Keller, ek is so bly jy is belese. Helen Keller het gesê, what is worse than blindness? En haar antwoord is, to have perfect sight, but no vision. En vision gaan oor, waarheen is ek op pad met my lewe? Wat is dit wat ek graag wil bereik? En dis persoonlike leierskap. Ek wil nie langer daaroor praat nie. What is the backbone? Dis ook nie het een beentjie nie, hy is blykbaar omtrent 33. The backbone is the courage and the stamina to walk your talk. So that doesn't have to do with vision or with leadership, it has to do with management. Want wat is die verskil tussen 'n leader en 'n manager? Who can tell me? Nee, jy word betaal, so sê jy, okay, ek sal. 'n leier stap voor en sê, volg my, ons is daarna toe op pad. Wat doen 'n manager dan? Hy sorg dat ons daar kom. So the manager is the guy with the action plans, with the strategy, with the time management, and with getting us there. Now, who's your personal leader? Hand on chest, moi. Nee, ek sien nie lipaksie nie, kom julle, moi. O ja. Who's our personal manager? Moi. Dis belangrik dat ons dit verstaan. Maar nou, ek het ook nie verder tyd om daaroor te praat nie, maar nou kom ek by die funny bone. So, kan ek gou by julle vra, true confessions, wie lag elke dag uit sy maag uit, ten minste een keer 'n dag? Wie skater? Baie mooi, maar dis 'n paar lachers hier, fantasties. Ok, nou wil ek vir julle gou 'n interessante ding vertel. Die oomblik as jy lag, dan klik die brein en hy skei al die goed voel endorfine en serotonien en alles af.
soos as wat jy ver gaan draf en is baie minder sweterig. So elke keer as ek iemand sien jog or even cycle, I laugh my head off. And look how beautiful I look. Wat lag julle? O, saam met my, dan sit reg. Het julle geweet, daar's ten minste 20 voordele van lag vir ons op gesondheidsvlak. Nou, ek het nie tyd om al 20 te noem nie, but I'm going to tell you 3. Wie weet wat is die menslike stresshormoon in die liggaam? Dit begin met 'n K. Kortisol, uitstekend. Hulle het medies getoets. As 'n mens lag, sak die kortisol vlakke in jou bloedstroom. Dit is ongelooflik, dit verlig stres en spanning en dit laat jou net beter voel. Wat gebeur nog? Daar is T-selle wat veg teen weerstand bied teen infeksie en kieme. Dit raak meer in jou bloedstroom. Dis net ongelooflik hoe eintlik is lag hemelse narkose sonder neeweffekte. Do you know that there's a whole movement called laughter therapy? Wie het al daarvan gehoor? Het julle geweet, en dit klink amper wonderbaarlik, dat 'n terminaal siek pasiënt kan na 'n suksesvolle lagsessie 'n paar minute insluimer sonder enige pynstillers. It is as if this is a natural pain stiller in elk geval. En dit is net wonderbaarlik en net ons het dit. So kom ons gebruik lag elke dag, maar nou sê we, nou wat het ons om oor te lag? God, as jy die nuus kyk, moet ons eerder huil. Nee wat. Now I hear that a good cry is a wet wash, but a good laugh is dry cleaning. So die belangrike ding is, ons het 'n keuse of ons wil lag, you know. As 'n mens byvoorbeeld ingeprop is by die bron van alle energie, is jy ook ingeprop by die bron van vreugde en lag en pret. En Martin Luther, het destyds gesê, there's a direct correlation between faith and the ability to laugh. The more faith you have, the more ready is your laughter, because we are joy ambassadors. En ek is so mal oor daardie ding wat hy gesê het, that we must choose every day to say, and you can say it loudly, joy will not die on my watch. So kom julle, ek wil nou vir julle 'n tegniek leer. Die brein kan nie onderskei tussen werklike lag en kammalag nie. So it has been tested. Now, Dr. Kataria in India started laughter clubs, where they literally get together and they just laugh, but there's no joke. So that is called body laughter. And then we have mind laughter, where you physically find something funny. Can I see who here is married? Okay. Can I see who's not married and do not want to be again? Okay, dit is ook reg, dit is 100%. Goed. Maar byvoorbeeld oor die huwelik is daar vele grappe. It's like the two men who sat in the bar, well, maybe just comparing notes. And the one said to the other one, you know, my wife has driven me to drink. The other one said, you're lucky I had to walk here. The one said to the other one, you know, en nou sê hulle net ons vrouens skinder uit die slaapkamer. I beg to differ. Nou sê die een vir die ander, how are things in the bed department, brother? He said, oi, I'm now on the pension type. He said, how's that? He said, no, you get a little every month, but not enough to live on. En die volgende oomblik leun 'n ou oor, hy sê, ekskuus man, ek kon nie help om 'n bietjie oor te gooi nie, ek wil net vir julle sê, my en my vrou se liefdessessies, 4 ure deesdae. Hulle sê, 4 ure, hoe die hel kry jy dit reg? Hy sê, wel, ek moet sê, dit sluit die spurete, 'n fliek en 2 uur van soebat in. Ai, julle, daai veronderstel om 'n kragbron te wees. Nou hoor ek die vrou moes 'n vraelys invul en by die vraag, are you sexually active? She wrote, no, I just lie there. Foei tog, mag ons nooit so moeg raak nie, meisies. Daar's van my vriendinne wat aan my erken het.
as hulle uit die badkamer kom en hulle man lyk nog effens afwagtend daar in die kooi, dan sit hulle goedjie stadig weg en as hy nog afwagtend lyk, dan val ek op my knieë neer en ek bid lank tot ek hoor sy asemhaling raak regelmatig. Dan glip ek saggies onder die komberse in. Fooi toe. Ok, luister julle, so die belangrikste ding is, 'n mens kan oor enige iets grappe maak, maar die beste grappies is kindergrappies. Kan ek gehoor, wie het kinders 5 jaar en jonger gereeld in julle lewe? Julle is van die gelukkigste mense, want kinders is geestelike goud, hulle het nog nie geleer om so baie te jok nie. So julle ken my nou nie seker goed nie, maar toe ek, alles kom verby my maklik, ek tel maklik gewig op, ek wen maklik redenaarsbekers en sal dit ag en nou nooit weer op met praat nie, maar die een ding wat nie vir my maklik gekom het nie, was om 'n pinkvoet te kry. Julle, ons het 7 jaar gehang aan chandeliers, ons het bruin sokkie aan my man se linkervoet, bene hoog teen mure, ons het enige tip wat ons kon probeer. My ginekoloog, Dr. Tom Burger, daar by Louis Leipold Hospitaal, was by, jy weet, hy noem al sy patiënte Poppy. Ek was sy gunsteling Poppy, want op my man se mediese fonds het ons al sy kinders deur die universiteit gesit, verstaan jy? Maar die dag, 6 jaar in die proses, en kom ek by hom in, en ek onthou dit soos gister, ek sê, kyk dokter, ek wil net amptelik aankondig, ek gaan van nou af minder tyd op my rug, en meer op my knieë deurbring, maar ek sien op sy gesig, hy dink is 'n nuwe posisie. Ek sê, nee dokter, bid dokter, hy sê, hy foei toch Poppy, is dit so erg? Ek sê, dis nog erger, julle, en daar kry ons hier resept, jy maak hy kruisie op die temperatuurkaart, en jy bid, jy maak hy kruisie en jy bid, en daar bid ons vraggies die wonderwerk hier af, hy is nou 41, en ek wonder hoe werk jy, maar maak die saak nie, daarna prachtige dogter, en toe weer niks, 5 jaar daarna, skielike laatvonkel in die Here se oog, in die vorm van klein Dirk, nou wie van julle het laat lammetjies? Ek sien julle. Hoorie so, did you know that well, you should know, some of you are English speaking, there is no word for laat lammetjie in the English language. I asked 300 ladies the other day, I said, what do you call a baby from the olden box? They said an autumn leaf. Ek sê nou, that sounds too shriveled. And the other said, a blessing. I said, no, they're all blessings. Hulle het nie 'n woord daarvoor nie. Julle, hier kom hierdie ouetjie aan. Hy is my badmaatjie, my karmaatjie, my bedmaatjie, my permanente borsveld aan albei kante vir 3 jaar. Ek hou hom klein, want dit is die laaste mannetjie. En so een aand, ek sal nooit vergeet nie, hy was seker so 3,5, 4, klim ek by hom in die bad, en toe ek so sit, sê hy, mama, het lekker saam mama te bad. Ek sê, dankie my liefling, hoekom sê jy so? Hy sê, want mama maak min water baie. Dis wonderlik. Op 'n afdag, dan hang het soos 'n vaandel bo my, toe maar Els, jy het die tipe ma wie se kinders in jou hoogwater kan bad. Dan voel ek beter. Nou julle, nou dat ek so 'n dokterstorie vertel, dis nou waar hoor, hier was 'n Ierse ortopeed wat van Ierland gekom het en hy was by die Tygerberg Hospitaal, jare, maar 'n geliefde oom, en hy het later ook 'n bietjie Afrikaans begin praat, en die een dag kom 'n tannie met groot oë uit sy spreekkamer daar, en hulle sê, ja, hy sê, die dokter het sopas vir my gesê, met my rugmoeilikheid, is sy aanbeveling dat ek elke aand slaap op 'n stywe matroos. Ek wil net vir julle sê, in die Kaap kry ons matrose, maar hoe styf hulle is, kan ek regtig nie in elk geval, maar dit was my kostelik. Nou die hele tyd soek ek nou na nog 'n grappie oor bad, want dit is vir my te kostelik, né? Julle, daar kry ek hom. Die seentjie en dogtertjie is neefie en niggie,
en is vakansietyd en hulle word na die dag by die strand sommer in dieselfde strandhuisbad geboener, maar hulle is oudste kindertjies en het nog nooit saam met iemand van die teenoorgestelde geslag gebad nie. So die ma en pa hou maar so 'n bietjie dop om te sien hoe gaan dit nou af. En dit het heel goed gegaan tot die seentjie opgestaan het om die seepie by die seebakkie te kry. En die dogtertjie kyk so na die deeltjie wat sy glad nie herken nie en sy steek 'n vraende vingertjie uit en sy sê, kan ek daaraan voel? Hy gaan sit ploeps plat. Hy sê, ek sien jy het jou nou klaar afgebreek. Kan julle sien hoe lekker is kindergrappies? Kan ek gou sien, is hier enige oumas in die gehoor? Al die ouma, oh wow, dis wonderlik. Nou luister, die dogtertjie is omtrent so 3,5 of so, en ouma kom kuier, en toe daai klokkie lui, voor enigiemand kom keer, storm sy, roep die deur op en sê, kom binne oumas, baie welkom. Papa het nou net gesê, oumas, al wat hy nou nog nodig het. Ek moet vir julle sê, vandat ek nou ook 'n skoonseun het, hou ek niks van hierdie skoonmaag grappe nie. Ek hoor nou die dag die man sê, as hy nou hoor hy het min tyd oor om te lewe, gaan trek hy by sy ou skoonma in, dan voel dit langer. Dis lelik. En julle moet daai ou storieetjie ken, man, dis baie bekend, van die vrou wat neul om haar man se ore, maar papa, mamma was nog nooit so, sy woon in by hulle, mamma was nog nooit daar by die diertjies waar die heininge nie is nie, en sy wil ook graag Botswana sien voordat sy doodgaan, kan ons haar saamvat, maar waar slaap sy? Ag, by ons in die tent, sy slaap diep, my man. In elk geval, hulle gaan toe, en die nag, toe pomp die vrou aan haar man, sy sê, ma is nie in die tent nie, ag, sy sê al bloes toe slaap, nee, sy is lankal weg, kom ons moet gaan kyk, en hy grom, sit sy op kopliggie aan, hier gaat hulle twee uit, vragtig net 'n entjie weg, daar staan ma met haar rug teen 'n boom, en hier voor kom 'n leeu aangekruip grommend, sy sê, gaan help, hy sê, nee, daai leeu het homself in die moeilikheid gekry, hy moet homself maar daar uitkry, en gaan slaap. Is dit mooi? So julle die ma het mense genooi en dis 'n snikhete dag, amper soos vandag hier by julle, maar in elk geval, die sweet loop al af, sy maak middagete, en is dit iets wat ek gesê het? En die dogtertjie is heeltyd by, sy sien hoe ma werk ma, en ma is later swets, en sy vee die gesig met 'n vaddoek af, en so, en uiteindelik is alles gereed, die servette punt in die windtafel, omtrent so mooi soos hierdie, en hier kom die mense, en ma is, hallo, kom binne, en toe hulle nou eintlik op die tafel sit, toe leun sy oor, en sy sê, ag skat, nou wat sy spog met hoe oud gaat haar dogtertjie, en sy sê, ag sal jy vir ons oogies hou skat? Sy sê, ek weet nie wat om te bid, mama. Sy sê, ag, bid maar wat jy vir mamma, oor bid my skat? Sy sê, ok, oogies, ag Here, wat het my besiel om hierdie mense op so 'n warm dag te nooi. Amen. Kan ek gou sien, het nou mense vertrek en dit voel vir my, ek wil nog 2 uur kuier, maar ek skat hier so ete en alles, hoe lang kan ek nog praat? Nee, maar is dit amper 'n uur? Nog nie. Want ek wil net vir julle sê, ek kan 5 uur aan een praat, en dit is 1 keer getoets. Jy moet my met 'n baksteen neuk op my kop om my stil te kry, maar in elk geval. Ok, maar ons is besig om te gesels hoe humor in werklikheid 'n oorwinningstegniek is, né? Dat dit lig gee, en in die donkerte, en dan ons lag nie oor ons gelukkig is nie, ons is gelukkig oor ons kan lag, en dit is iets wat ons letterlik op ons tintelys moet hê, dat ons elke dag lekker wil lag. So nou wil ek vir julle 'n tegniek leer, want in my wese wil ek graag ietsie in julle harte deponeer as ek weggaan. Dit kom uit Dr. Kataria se wêreld. Nou goed, so ek wil hê, as jy nou agterkom, jy moet 'n tyd kies in jou dag. Ek kies 5 uur in die middag.
Elke 5:00 in die middag kom ek tot stilstand en ek vra myself, het jy vandag geskater lag? Want dan is dit 'n verlore dag, né? Nou moet ek oorgaan tot lag. So nou gaan ek vir julle leer, julle kan besluit watter tyd van die dag. Vat vir my gou-gou 'n denkbeeldige imaginary selfoon en sit dit teen julle ore. Imaginary beteken kamma. Nou die dag sit 'n oom hier in die gehoor en hy sit so. Ek sê, teen jou oor. Hy sê, ek praat so. Ek sê, okay, dan is dit reg. Okay, julle is almal reg? Goed. Nou, gelukkig het ons 'n hulpmiddel gekry, naamlik ons kreatiewe verbeelding. Hulle vermoed diere het dit nie. So as ek nou 3 tel, verbeel jou, jy het so pas oor hierdie selfoon die beste grap van jou lewe gehoor en reageer. 1, 2, 3. O, dis goed. Dankie, stop. Kan ek sien wie voel simpel? Julle is net aan oefening. Jy verstaan wat jy moet dit elke dag doen. Dan kom jy in oefening. Ek wil gou net 'n paar reëls gee. Moenie in die spieël kyk en lag nie, dis lelik. Mens lag nie so vir jouself nie, dis lelik. Moet ook nie in 'n motor terwyl jy in die verkeer is, dan mense wys en lag nie. Hulle like dit nie. Daar's iets soos padwoede in ons land. Nou neukel hulle jou by die volgende stopstraat, verstaan julle? So hierdie is 'n tegniek waarmee jy al die voordele kan kry. Ek het een Natalse grap wat julle ken dit seker, want dit is uit julle kont is. So die man staan nou, sy vrou kry 'n prosedure, nou staan hy in Netcare Umhlanga Hospitaal en lees nou die aansteekbord. Dis allerhande goedes. Hy's verveeld, né? Skielik sien hy iets wat hom interesseer. Hier staan dit, gesoek, ginekologiese assistent. Dit klink interessant. Hy lees, wat is die take? Moet die vroulike pasiënte ontvang en hulle voorberei vir prosedures. Dit mag dalk skeer en salfies aansmeer en sulke goedjies insluit. Ja, dit klink of hy dit kan doen. En hy sien, die betaling is R200,000 'n jaar. Hy dink, nee, magtig, daai klink net na my job. Hy gaan na die navraag toe, maar hy sê, ekskuus meneer, hierdie ginekologiese assistent job. Hy sê, meneer, kan jy Port Shepstone toe gaan? Hy sê, is dit wat die job is? Hy sê, nee, dis wat die lyn al trek. Een van my gunsteling grappe oor tieners is die volgende. So, paas wat pragtige tienerdogters het, hou nie baie daarvan as dit tyd raak vir jong manne om by hulle te kom vlerk sleep nie. Ek dink ek weet hoekom, want paas kan nog onthou wat het in hulle koppe aangegaan toe hulle so kom tjaam het. Dit is bietjie ongerieflik, maar okay. Nou stap die pa in die sitkamer in 'n wragtig, hier sit 'n jong kerel op die bank saam met sy meisiekind. Sy skaars uit die doeke, wat die hel gaan hier aan. Hy kom in, naam kerel, naam oom, Petrus oom, aangenaam. Aangenaam Petrus, luister, ek wil net vir jou sê, hierdie lig in die sitkamer, kom vanaand 10:00 af. Hy sê, nee, dit pas my oom, ek het nie eintlik gekom om te lees nie. Ek dink ek gaan 'n bietjie afsluit. So die klomp kindertjies, julle hoor nou, ek wil net nog een kindergrappie vertel. Die seentjie kom by die huis nadat hy in die straat gespeel het sononder, maar hy lyk nie goed nie. Mamma sê, ag nee boetie, hoekom lyk jy so? Hy sê, mamma, ons het hondjie gespeel. Sy sê, ek sien jy's vuil, maar hoekom is jy nat? Ek was die lamppaal. Prentjie, né? Maar julle ken toch sekerlik van die dogtertjie wat by haar pa Neil. Papa, al die kindertjies loop met hulle hondjies aan in die strate. Kan ons vir Vlekkie vat? Maar papa weet Vlekkie is op hitte, so dis nie 'n goeie idee nie. Maar die dogtertjie Neil so dat papa toe nou 'n plannetjie maak. Hy druk sy sakdoek in
petroltankie van sy grassnyer en hy kom vee dit hieronder aan vlekkie, laat hy nou die reuk verdoesel en hy sê, luister, jy hou die leibandjie baie styf vaskat en net een keer om, is dit reg? Ek sal so maak, papa. Daar gaan hulle. Hier op 'n stadium kom die dogtertjie, hy sê, hy sê, waar is vlekkie? Nee, petrol het opgeraak, dus toe 'n ander hondjie haar huis toe. So julle die kindertjies is vir die eerste keer in die sondagskoolklassie en hulle is baie opgewonde want hulle is net 5. Later moet ons hulle boelie vir kategese, maar as jy 5 is en die juffrou is goed, is dit lekker. En die juffrou gee mooi lesie. En teen die einde sê sy, okay kindertjies, kyk vir juffrou, ons kyk of julle oortjies oop was. Waar wil ons almal eendag wees? Die hemel, skree hulle. Sy sê, dis reg. En hoe moet ons nou weer wees om daar te kom? Dood! Skree die stralende gesiggies. En dit is absoluut korrek, né? So nou die dag, julle ry ek daar tussen die Parel en die Kaap op die N1, maar dis op maar 'n lang parkeerterrein partykeer en ek land wraggies in 'n lang stroom motors met die neus van my voertuig reg teen die swart metaal van 'n groot hearse, 'n lijkswa. Die gordyntjies is toe, ek sit met verskuldigde eerbied, wonder of daar iemand in is. Voel tog julle gehoor wat's Afbob se nuwe lese? Koop nou jou gat en sien hom later. Hy onstiglik. Ons leef in 'n weird land. Hier protesteer mense deur te sing en te dans. En as jy na hulle kyk, lyk hulle happy, né? Nou hoor ek die groot optog is aan die gang, die glot voor. Skree, jy weet, we want equal right. Die middelste groep kan nie lekker hoor nie, maar hulle wil op march. We want electric light. Die groep agter het nie 'n cooking clue wat daar voor aangaan nie, maar hulle skree ook. We want big corn bites. We want big corn bites. En so bly almal gelukkig. Okay, in elk geval. Julle en die volgende oomblik sien ek op die agterkant van die lijkswa sit 'n wit kol. Nou kyk ek sien my magtig, iemand het wragtig 'n sticker op die ding geplak, arrive alive. Op die lijkswa, so beskof. Ek dink by myself, daar's nie respek vir lewe in ons land nie, nou staan nie eens respek vir die dood nie. Foeja, nou is ek sommer opgeklits. En skielik is dit of my geestelike oë opgaan en ek dink, maar as ons hand in die Here se hand gesit het, dan is die dood mos nie die einde van die pad nie, dis 'n deurgang na 'n heerlike avontuur verder saam met hom. En in daai oomblik besef ek els, jy beter jou arrive alive sticker reghou, you never know. En ek hoor die huis brand af, alles wat die mense het gaan op in vlamme en rook. Gelukkig kom die brandweer. Hulle red die ma en die pa en hulle 3 kinders, daar staan hulle net in 'n pyjamas en kyk hoe alles wat hulle lief het afbrand. Hier kom 'n joernalis, hy sniffel, moes vra vir 'n storie. Hy praat met die kleinste ouetjie, hy sê, "Are you very sad that you don't have a home anymore?" I say, "Oh no, sir, we do have a home. There's my father, my mother, my brother, my sister, and I'm also still here. But we do not have a house to put our home in any longer." Nou soos ons hier sit het ons dakke, party grand, ander korte joppie, maak nie saakie. Is dit regtig ons tuistes? Ek dink hier so in die Teilhard de Chardin was a French philosopher and monk, and he said at one point, "We are not human beings having a spiritual experience every Sunday or so. We're actually spiritual beings having a human experience now, but we're on our way back home." En wat sal die toppunt van geluk wees? As ek met my oor by die binnestem luister wat fluister hoekom ek hier is. En ek kom daaraan, nie op 'n podium first, second, third, voetsek haal ek alweer nie die palie. We'll stand level with the gravel alone and report on what did we do with what was entrusted to us. En sal dit wonderlik wees as ek naamlik my storieetjie vertel het, ek 'n liefdevolle stem hoor wat sê, jy het die droom ontsyfer en waargemaak met al die toerusting wat ek net vir jou gegee het. Welkom tuis my kind. That's what it's all about. Baie dankie. Thank you very much.
graag net 'n laaste ietsie sê. Wie van julle weet alles van Moeder Teresa af? Moeder Teresa was net so lank 'n non. Hulle bediening was 'n baie nederige een in Calcutta, Indië. Hulle het letterlik sterwende mense van die sypaadjies opgetel, and in the hall of the dying that they were donated, in te dra waar hulle lê op pallette en die nonnetjies sit langs hulle. Hulle is nie medies opgelei nie. So al wat hulle kan doen is water gee en bid. Want hulle hele bediening se motto is no one should have to die alone. Net dit. Hier kom die wêreld en gee die grootste akkolade wat ons kan toedeel aan Moeder Teresa, die Nobel Vredesprys in 1979. En die wêreld se kameras kom met net sulke lang lense. Who is Mother Teresa? Druk swart uitsprekers in haar gesig. En sy antwoord, I am but a small pencil in the hand of God, writing a love letter to this world. Net dit. Soos ons hier sit, kan ons nie almal groot dinge doen nie, maar ons kan almal klein dingetjies met groot liefde doen. Moeder Teresa. Baie dankie, het was lekker om met julle te gesels. Elsbie, baie dankie dat jy vandag die moeite gedoen het om deur te kom na ons toe. Ons geniet dit, jy was absoluut on point. Ons het dit baie geniet. En namens Martine wil ons net vir jou sê, geniet dit. Ja, sy is op die pad, so jy kan dit gebruik. Absoluut. Baie dankie. Martine is goed. Wil jy graag nog iets doen? Ek wil net vir julle wys hoe lyk my grap daar. I haven't touched even the tip of the iceberg. So kan ek weer terugkom en nog verder kyk. Ja. As julle kan kyk, Elsbie het vir julle net so 4, ja. Sommer vir die vrouens. For the women who are prepared to advertise that you are succulent, you may also buy one of my kaftans, which I imported from India. They took pictures and made this for me, and so I brought 50 along. Are there 50 volunteers? Okay, fantasties. Ek wil net vir julle sê, ek het net 4 boeke van my so sappig boeke, wat ons handboek van sappigheid is, oor na die trip van meer as 'n maand wat ons so ver het. Maar ek beloof, as julle nog wil hê, stuur ek dit na Martie se adres of iewers. Ek skryf 'n liefdesbriefie voorin en ek pos dit vir julle, maar die 4 is hier om te koop. Hulle kos R200. My kaftans kos R1200, maar vir vandag R600. Wat regtig nog hulle, want hy's absoluut kreukelvry en hy werk baie goed sonder iets onderaan. Ja, dis haar reël. As jy hom koop, moet jy net onthou niks onder hom nie, né? Dames, julle kan almal gou ietsie kry om te drink weer. En dan gaan ek vra dat almal net by die tafel sal terugkom, dat ons net 'n tafelgebed kan doen voordat ons eet. Dankie. Wat ons as mense het om vandag in u teenwoordigheid te wees. Dankie dat u vir Elsbie gestuur het na ons toe, Heer, deur Martie en deur Rika, sodat dit vir ons ook kan motiveer. En dat ons kan besef dat ons gaan met rekenskap gee van dit wat ons gedoen het, en dit wat ons bereik het in die lewe hier op aarde. Wat was ons doel, Heer? Het ons dit gedoen? Ons wil vra dat u ons sal seën waar ons van hier af gaan, gee dat elkeen van ons 'n lieflike dag sal hê, en dat ons almal sal onthou om te lag, en om te weet dat u lief is vir ons, is seker een van die grootste dinge om voor te lag, en bly te wees, Heer, om te weet dat u ons toevou in u liefde en in u hande. Dankie, Heer, vir u genade. Gaan ook asseblief met diegene wat nie het wat ons het nie, wat dalk nou nie vandag eers kos het om te eet nie. Hou u hand van beskerming oor elkeen van hulle ook. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.
Sien mens kan sien is gewoond in die ding nie. As julle almal van hierdie kant af so by Martie sal begin en julle lasagne sal skep en dan die slaai, dan kan ons so in 'n ry so beweeg sodat dit makliker gaan wees. Die spasie is nie baie groot daar nie. En dan as julle klaar is, daar is cupcakes en dan jou wat noem jy coaster. Die coaster wat daar is ook vir elkeen van julle. Moet ek by bord vat? Ja, ek sal nie eet nie.